Praat met ons harte vanoggend. En ek bid Vader dat daar verskywings in ons harte en in ons denke sal plaasvind vanoggend. En ek bid Here dat soos het ons net gespraat en net om die woord sit vanoggend, bid ek dat U deur die Gees, soos wat ons praat, soos wat mense luister, dat U harte vanoggend net sal heel maak. Here, soos Dawid gebid het, het hy gesê het, restore a right spirit within me. Bid ek dat U dit vanoggend sal kom doen. En Here, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U belangstel in elkeen wat vanoggend hier is, wat na U woord luister. Dankie dat U met ons wil ontmoet. Inteendeel, Here, U nooi ons uit om met U te ontmoet. Here, U woord leer ons dat almal wat vermoeid en belas is, dat hulle na U toe moet kom en dat U hulle rus gee. Dankie vir U vrede. Bid dat U vrede net oor elkeen sal spoel vanoggend. En Here, net terwyl elkeen net daar waar hy sit, Heilige Gees, bid ek dat U net nou mense aanraak en dat U hulle net persoonlik net kom bedien. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here, dat die woord sê, sal die geknakte riet, sal hy nie breek nie. Vader, ek bid dat die elke gees wat verslaaf voel vanoggend, sal kom optel, oplig. Dankie, Here. Dankie, Meester. So dankie. Amen. Amen. Ons is nog by die reeks van die volle wapenrusting van God en ek weet, ons hoor baie van die goeders oor en oor, maar ek wil jou regtig uitdaag, as jy dit nog nie gedoen het nie. Vat hierdie skrifgedeeltes, gaan bepeins hom regtig. Kyk na elke deel, elke woordjie wat daarin staan, en dat jy dit sal bepeins en dat die Heilige Gees regtig in jou hart eintlik nuwe openbaring sal bring, vir jou nuwe begrip van hierdie goed sal gee. En dit bly vir my die belangrik, dit my so kosbaar as mens dan dink, dat eintlik om die volle wapenrusting van God aan te trek, sê hy eintlik vir ons, beklee jou met Christus, word soos wat hy is.
Efesiërs 4 wat hy geskryf het, vers 23, hy sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. En dat julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. So as ek 'n hele wapenrusting aantrek, dan sien ek al daai eienskappe, wie hy is, ek bekleed my met hom, ek word soos wat hy is. Efesiërs 2 vers 6 sê, dat ons saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus. Hy het ons opgewek, hy het vir ons nuwe lewe gegee, ons sit saam met Christus in hemelse plekke. In ander woorde, wat sê hy? Sê dat ek en jy daai hemelse denkwyse sal ontwikkel. A heavenly mindset, a kingdom mindset. Dr. T.L. Osborne, en ek het dit al op 'n vorige keer genoem, maar dit pas net vir my so mooi in vanoggend, wat hy sê, welcome the love message of the gospel that tells you that God created you to be exactly like Him. That your purpose is to be Him in action. Net so 'n bietjie. Ag, Corneel, net so 'n bietjie sagter sit vir my asseblief. Ek wil dit weer lees. Hy sê, welcome the love message of the gospel that tells you that God created you to be exactly like Him, that your purpose is to be Him in action. Jesus wat vir sy disippels gesê het, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Dat ons in Jesus se voetspore sal volg, dat ons sal doen dit wat hy gedoen het. Inteendeel, hy het vir ons gesê, ons gaan nog groter dinge doen. En net weer 'n herinnering, Romeine 8 vers 29 in die Amplified, wat hy sê, he also destined, die tweede gedeelte van die vers, hy sê, he also destined from the beginning, foreordaining them to be molded into the image of his son, and share inwardly his likeness. Hy wil jou vorm, hy wil jou mold, om te wees soos wat hy is. And that we will share inwardly his likeness. Nou ek gaan nie al die verse weer lees nie, Efesiërs 6 vers 10, dalk net die Afrikaanse gedeelte, daai eerste lees, ons het hom al baie gelees, gehoor hierdie afgelope tyd. En ek wil weer sê, eindelik my broeders en susters, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste, die slinksheid van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. When you have done everything the crisis demands, stand firmly in your place, sê die Engels. Jy kan dit gaan lees weer in die Amplified, sal dit op die groepie plaas, en op die boodskap sal die PowerPoints wat daarop was, al die versies. Maar as dit kom by die wapenrusting, Efesiërs 6 vers 14 wat hy sê, staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, waar is 'n Wouter, hy gaan hom weer aantrek. Hy sê julle lendene omgord met die waarheid. Hy sê met die borswapen van die geregtigheid aan. Hy kry hom baie makliker aangetrek as wat ek hom aankry. Hy sê met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. En hy het 'n paar mooi boots aan vanoggend.
So uit die skoene, en dit is mooi gepolish ook, uit die skoene van die bereidheid van die evangelie van vrede. En dan kom hy by die gedeelte wat ons vanoggend net bietjie by wil stil staan. Vers 16. Behalwe dit alles, behalwe dit wat jy nou aan het. Hy sê behalwe dit alles, neem die skild van die geloof. Neem die skild van die geloof op, waarmee jy al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Hy sê nie sommige van die pyle nie, hy sê al die pyle van die bose sal ons kan uitblus. So elke plan, elke strategie wat die vyand beplan teen jou, sê die Here, jy sal dit kan uitblus. So dit wat die vyand teen jou wil bring, hy rus ons toe om dit te kan hanteer. Maar dan moet ek die volle wapenrusting aansit. So ek beklee jou met Christus, word soos hy, en ek sal hierdie goed kan hanteer. Sorry, ek gaan ruk staan hoor. The Amplified sê, stand therefore, hold your ground, having tightened the belt of truth around your loins, and having put on the breastplate of integrity and of moral rectitude and right standing with God. Hy sê, and having shod your feet in preparation to face the enemy with firm-footed stability and promptness and the readiness produced by the good news of the gospel of peace. En dan sê hy, lift up over all the covering shield of saving faith with which you can quench all the flaming missiles of the wicked one. So hy wil hê ons moet daai skild van geloof optel. Dit was vir my eintlik nog 'n uitdaging om voor te berei om te deel met julle. Ek dink ek weet nie hoeveel keer en dan stoot ek weer een kant toe en dan begin ek oor, want daar's soveel goed wat 'n mens wil sê rondom geloof. Ons kan baie lank daaroor praat. Kan baie tegniese goed deel, kan baie teologiese goed deel, ons kan baie skrif deel. Maar ek wil vanoggend so 'n paar goedjies deel wat ek dink is kernbelangrik dat ons sal verstaan en dat ons 'n bietjie van die praktyk ook prakties ietsie sal verstaan vanoggend. En ek wil vanoggend begin deur dalk net dit te sê rondom geloof. Hoe geloof nie? Hoe bou ons nie geloof nie? Hoe kom geloof nie na vore nie? Wat geloof nie is nie? En een van die groot goeters is, geloof is nie afhanklik van jou, ekskuus vir die Engels, is nie afhanklik van jou performance nie. Geloof kom nie deur jou strewe. Die Engels praat van your striving nie. Dit kom nie deur jou vasberadenheid nie, jou effort wat jy daarin sit nie. Dis nie jou determinasie dat jy jouself opsaik en jy dryf jouself, ek is gedetermineerd nie. Want jy sien, ons sien wat gebeur het, dit het gebeur met een van die 5 van die disippels. Maar in Lukas 22, is my eintlik dit bly maar mensdom. Net voordat Jesus die laaste nagmaal, die laaste Pasgafees ete saam met hulle vier, net voordat hy gekruisig word. Nou praat hy met sy disippels en hy waarsku en hy sê ons gaan nou saam eet, maar een van julle wat saam nou gaan sit aan die tafel, gaan my verraai. En dan lees jy die volgende sin. Nou begin die disippels onder mekaar te stry. Wie gaan die grootste, wie is die belangrikste in hierdie groep onder ons? Dan dink ek, die ouens het gehoor wat die Here sê. Dis net voordat hy gaan sterf. Hy het hulle al voorberei op hierdie ding. Nou stry hulle, wie is die grootste? En dan kom Jesus en hy sê vir Petrus. En hy sê Petrus, hy bemoedig hom eintlik op 'n manier en hy sê, maar ek bid vir jou Petrus.
Die vyand wil julle sif soos koring. Maar ek bid vir jou. En hy bid inteendeel vir hom dat om ek het net vir julle lees, ek het daai gedeelte nou nie ingesit in my nota nie. Dat julle net sy gebed ook hoor. Ekskuus. En Jesus sê vir hom, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Want hy het hom gewaarsku, want hy het gesê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer, om julle soos koring te sif. Jesus bid vir hom, en hy sê, dat jou geloof nie sal ophou nie. En weet wat, hoor Petrus se antwoord. En Petrus, daai determinasie van Petrus, daai striving, daai ek sal die ding doen. Hy sê, Here, ek is bereid om saam met U selfs in gevangenskap en die dood in te gaan. Van die ander vers is, Here, ek kan 'n picture op Petrus, want ek kry altyd so prentjie, ek kan ding op Petrus sê, hoor hierso, ek sal gaan waar jy gaan. Wat hulle aan jou doen, kan hulle aan my doen. Ek sal jou nie drop nie, ek sal daar wees. As hulle jou in die tronk gooi, hulle kan my ook in die tronk gooi. As hulle jou wil doodmaak, wel, dan sal ek ook sterf. En is dit nie wat ek en wat ons baie keer ook doen? Geloof kom nie deur jou effort, jou striving, jou determinasie nie. Want jy sien, as dit afhanklik is van my determinasie, my strewe, dit wat ek insit in die ding in, wanneer dit vorentoe, wanneer daar deurbrake kom, wie dink jy gaan die eer vat vir daai deurbraak? Wie dink jy gaan brag oor daai ding? Nee, Jesus, ek het hierdie ding gedoen, hoor. Jesus, ek is me, myself and I. En jy sien, in die hartseer is, wanneer dit nie uitwerk, soos wat jy gedink het nie. Wat dan? Jy sien, dan slaat ons 'n gat. Want dit nou nie gegaan volgens my prentjie. Dit het nou nie gewerk eintlik volgens my verwagting. En jy sien, ons dink, ons verwar partykeer, ons dink ons is besig om in geloof te wandel. Ons is besig om in geloof te beweeg, maar eintlik beweeg ons in wat hulle praat in Engels van, hulle noem dit presumption. I presumed I'm doing the right thing. Ek het dis soos 'n vermoede. Ek het veronderstel, dis wat ek moet doen. Jy sien, geloof is nie hierdie intellektuele oefening nie. Dis nie hierdie, ek weet nie wat anders te noem, hierdie meganiese toepassing van die inligting wat ek gekry het nie. Jy sien wat ons baie keer doen en ons lees, en ons het die inligting, ons lees die Bybelversie. Dan val ons daai Bybelversie vat, en nou probeer ons hom deur selfpoging in eie krag, wil ons daai ding nou implementeer en doen. En wat gebeur is, asof ons, ek soek die resep, ek soek daai formule, wat ek kan toepas. As jy stappe 1, 2, 3, 4 en 5 gedoen het, en soveel keer hoor ons boodskappe, hierdie is die 5-punt plan wat die Here vir jou het. Pas hierdie 3 stappe of 6 stappe toe, en dan gaan jy deurbraak kry. En dan ons love die resep. Ons hou van as ons daai formule het. Dan pas ons hierdie goed toe, dan gebeur dit nie soos wat ek gedink het nie. Jy sien, die hartseer is, wanneer jy die resep volg en jy probeer doen, daai stappe, dis nie geloof wat jy opbou en voor jou optel nie. Dis selfpoging, soos ek gesê het. En naderhand, jou geloof is in jou geloof. Ek hoop dit maak sin wat ek sê. Want jy sien, ek het die resep gevolg,
Nou is my geloof in dit wat ek gedoen het. Here, ek het gedoen wat die woord gesê het, dis wat daar staan, ek het dit nou toegepas, nou skuld U my. En nou is my verwagting, ek het nou moes gedoen wat die Here sê, nou moet hy perform en hy moet doen. En ek sê dit moet regtig met respek as ek sê, nou verwag ek die Here moet perform en hy moes doen want ek het die resep gedoen. Ek het die resep moes toegepas. En weet wat, en ek dink dis waar die vyand ons soveel keer maklik mislei. Dat hy vir ons skrif vat. En hy mislei ons, want onthou, die misleiding van die vyand vat altyd, 'n valse leerstelling het altyd 'n groot stuk waarheid in. So hy vat 'n stuk waarheid en hy probeer jou op daai ding. En ons kan 'n beding vat en ons kan partykeer 'n skrifversie vat. Ons kan hom baie keer vat ons hom uit konteks uit of ons vat daai ding en ons gebruik dit, maar nie soos wat dit bedoel is om te gebruik nie. En geloof is nie 'n kopding nie. Dit is nie iets omdat ek nou die inligting het en ek het die kennis, nou kom die geloof nie. Geloof begin eintlik in jou hart. Want Romeine 10 sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Met die hart glo ek. Dit begin in my hart. Jy sien, is daai vertroue is nie in wat ek doen nie, maar is in wat hy gedoen het reeds. Daai vertroue wat ek in hom het. Jy sien, ware geloof is eintlik om oor te gee. Engels praat mooi, 'n mooi woord Engels, to surrender. Geloof is, ek gee oor in hom. I surrender to him. Ek sit in hom. En jy sien hierdie hele wapenrusting wat ons het, hierdie borswapen, alles is nie iets wat ek gedoen het nie. My geregtigheid is nie iets wat ek gedoen het nie. Is nie iets wat ek reg gekry het nie. Ek is omgord met waarheid. Hy is die waarheid. Jesus is die waarheid. En as ek nie, dis hoekom, daai gordel is so belangrik, want alles is gekoppel daaraan. Want die gordel van waarheid hou die borswapen in plek. Maar mense, dis deel, als hierdie goed gebeur, deur geloof. En dis hoekom geloof so belangrik is. Die bereidheid vir die evangelie, as skoene, dis 'n geloofsding, dis 'n geloofstap. Ek gaan nou die skuld neersit, want ek wil hê jy moet iets nou doen. Jy gaan nou sit. Soos ek gesê het, ons grootste uitdaging is, ons het baie maal 'n persepsie of vooropgestelde idees van hoe ons dink God moet werk. En hy gaan nie noodwendig werk soos wat jy dink nie. Hy gaan nie dinge doen soos wat jy dalk verwag nie. En omdat hy nie so verwerk het nie, is ons baie keer erg teleurgesteld. Nou sê hulle, unmet expectations is the mother of all frustration. Want ek het hierdie verwagting, dis hoe die Here dit gaan doen. Spreuke 16 vers 2 in die Passion Translation sê, we are all in love with our own opinions, convinced they are correct, but the Lord is in the midst of us, testing and probing our every motive. We are in love with our own opinions, convinced they are correct. En soveel keer, dit was nie die woord wat so gesê, dit is nie 'n woord wat ek van die Here af het nie, dit is 'n opinie wat ek het rondom dit.
And we are in love with our own opinions, convinced they are correct. En vir my, ek het al 'n paar keer hierdie voorbeeld gebruik, maar bly vir my een van die kosbare voorbeeld. Ou Naaman. Wat malaats is. En hy kom by die profeet. En hy het 'n verwagting in sy hart, dat as hy by die profeet se huis kom, gaan die profeet 'n paar dinge doen, en dan gaan hy genees wees. So hy het hierdie verwagting wat hy mee kom, by die profeet se huis. En dan lees jy maar, Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink. En die profeet, hy sal sekerlik na my uitkom en staan, en die naam van die Here sy God aanroep, en sy hand oor die plek heen en weer beweeg, en die malaatsheid wegneem. So dis die prentjie wat hy het. En toe gebeur dit nie. Nou, dis Elia. Profeet Elia kom, en Elia kom nie self na die deur toe, en stuur sy dienskneg. En die dienskneg sê vir hom, hoor jy sal gaan en gaan doop jou 7 maal in die Jordaanrivier, en jy sal okay wees. Nou sê Naaman, is Abna, Farpar en Farpar die riviere van Damaskus nie beter as die waters van Israel nie? Kon ek net my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Hoeveel keer mis ek en jy nie 'n wonderwerk van die Here? Want ek het 'n prentjie gehad, ek het 'n opinie gehad, ek het 'n perspektief gehad wat ek gedink het, dis hoe die Here hierdie ding gaan uitwerk. 'n Werksituasie, dis hoe die Here hierdie ding gaan uitsorteer. Konfliksituasie met familie. Want jy drama, Here, ek het 'n paar goeie voorstelle wat ek dink jy kan doen om hierdie ding uit te sorteer. Here, ek het dis hoe jy my ma kan uitsorteer. Dis hoe jy my pa kan fix. Of dis hoe my kinders, wat ook al. Ons het 'n verwagting en 'n prentjie van wat ons dink moet gebeur, en dan gebeur die teenoorgestelde baie keer. En dan vererg ek my, en ek stap weg. Want jy sien baie maal, wat die Here wil doen is, hy wil eers jou hart verander, voordat die ander persoon verander. En dalk as jou hart verander, het die ander persoon nie meer nodig om te verander nie, want jy sien die situasie anderster. Partykeer moet die Here jou deur die moeilike omstandighede laat gaan, sodat hy kan bereik wat hy wil bereik in en deur jou. Wat is die verwagtings wat ek en jy het? Want jy sien, daai verwagtings beïnvloed ons geloof. Markus 8. En Jesus het in Betsaida gekom, en hulle het 'n blinde man na hom gebring, en hom gesmeek om hom aan te raak. Nou kan jy dink, ek weet nie, is moeilik om jouself in te dink as jy blind is. Maar weer 'n keer, hoe ons situasies verkeerd dalk kan toepas. Hy sê, hy neem toe die blinde man by die hand, en lei hom uit buitekant die dorp. En nadat hy in sy oë gespieg en hom die hande opgelê het, vra hom of hy iets kan sien. Nou kan jy dink, as jy dit net 'n intellektuele oefening maak, om jy lees en jy dink, dis nou wat ek moet doen. So ek gesê het, pas op vir presumption, en dat jy nie regtig in geloof dalk beweeg nie. En Etienne het dalk 'n oogprobleem, en dan kom by Etienne, spoeg in sy oë, vat hom buite en spoeg in sy oë. Kan julle dink as ek nou Etienne buitekant vat en hy gaan spoeg in sy oë?
Etienne, kan jy sien? Nee. Moeilik. Presumption is not faith. Determinasie is nie geloof nie. Striving is nie geloof nie. Die ding in jou eie krag doen is nie geloof nie. Dis 'n ander saak. As die Here regtig sê wat jy moet doen, want jy sien Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hy het nie gesê geloof kom deur die woord van God te hoor nie. Hoor mooi wat hy sê geloof kom uit die gehoor. Gehoor kom uit die woord van God. Jy sien, as hy net gepraat het van, as ek net die Bybel, as ek net die woord die hele tyd moet lees, en ek luister na preke, en ek luister na boodskappe, mense, dan moes ons almal seriously sterk in die geloof gewees het. Daar's iets meer in dit. Hy sê geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord. Wat is dit wat die Here met jou en my deel? Wat maak hy wanneer ek die woord lees? Wat lig hy uit wat tot jou gees en in jou hart praat, dat jy weet, die Here praat met my. En wanneer ek dit kry, dit skep in my binneste 'n geloof om 'n ding te doen. Mense, hoe meer beteken dit, is nie belangrik om die woord te nie belangrik om die woord te lees nie, nee, dis belangrik. Hoe meer ek die woord van die Here lees, hoe meer ek tyd in die skrif spandeer, hoe meer skep dit in my binneste 'n kapasiteit, 'n vermoë om sy stem te hoor. En om hom reg te kan hoor. Dan is iets met die deel ook. As die Here vir jou sê, hoor jy gaan, lê jou hande op daai persoon, bid net vir hulle. Weet wel mense, baie keer daai gehoorsaamheid stap wat die Here, wat ek weet, ek moet dit doen. Moet nie probeer meet aan hoe groot jou geloof is nie. Ek hoop dit maak sin wat ek nou gaan sê. Want baie keer dink jy, Here, maar ek het nie die geloof van. Nee, Jesus, ek is nie in staat om dit. Ons soek redes oor hoekom ons dit nie gaan doen nie. Baie keer juist die gehoorsaamheid om te doen wat hy vir jou sê, en ek stap uit en ek doen dit, en ek lê my hande, ek het Etienne gebruik, sorry, okay. Ek lê my hande op Etienne, en ek bid vir Etienne, en die Here raak Etienne aan. Die gehoorsaamheid om dit te doen, vergroot en verbreed my geloof. Dit skep die platform, dat my geloof eintlik groei. Dit was nie 'n presumption nie. Dit was 'n reaksie op dit wat hy praat. En wanneer dit kom by ons geloof, mense, is baie maal, moet ons net beweeg. Moenie probeer uitredeneer hoe sterk jou geloof is nie. Want weet wat gebeur, wanneer ons daar kom, en ek probeer dit evalueer, en ek probeer dit uitredeneer, en ek begin daaroor te rationaliseer, ek probeer dit my denke uit te figure. As ek weer sien, dan begin ek daai skoene van bereidheid uit te trek. Ek praat myself uit gehoorsaamheid. Trek weer skoene aan. Ek hoop dit maak sin wat ek vir u probeer sê vanoggend. Ek en jy moet leer om net daai stap van gehoorsaamheid te neem. Maar weet wat doen die vyand ook? Ek wil 'n ander voorbeeld. Dit het nou so 3 weke terug in die diens gebeur. Daar was my regtig, ek en Andy en Daniel daaroor gepraat. Daar was my so kosbare, regtig 'n kosbare teenwoordigheid van die Here. 'n belewenis wat ek
kan nie sê wanneer ek laas dit so intens beleef het nie. Dat ek daar sit op die stoel, het voel vir my op 'n stadium, ek wil op die stoel staan en ek wil iets uitskreeu, ek weet nie eens wat nie. Maar ek beleef net iets dat jy my, en ek ervaar in my hart dat daar kom engele ingestap deur daai deur. En ek sien hoe engele inkom stap en hulle kom staan hier teen die kante. En ek sien hulle staan met swaarde in hulle hand en vlerke. Ek kan nie sê dis my belewenis wat ek sien, beleef vir my verbeelding. Ek beleef hulle staan hier. En hulle het ons gelei en ons sing ietsie van die grootheid van God. Hoe groot is ons God? En ons het gesing oor sy naam. Maar weet wat, elke keer as ons sing oor die grootheid van die Here, was my belewenis, dit voel vir my so, ek sien hoe steek hulle swaarde so in die lug op. En as ons sing van die grootheid van sy naam, dis asof die vlerke, ek voel hierdie vlam, hoe hulle vlerke so wapper, swaai, maar ek hoor dit hier in my binneste, my gedagte, ek weet nie waar, hoe, en ek beleef dit, en ek weet, ons moet vanoggend, mense wat in hulle liggame nie siek is, ons het vanoggend gebid, daai oggend gebid vir mense, kan nie onthou presies waaroor dit was nie, maar ek het my hart beleef, vertel hulle wat jy beleef het. En toe begin ek met myself te redeneer. En ek sit daar en ek dink, maar hoor hierso, dis net my verbeelding. Ek sit by myself en ek dink toe, weet wat, die mense gaan seker dink ek het gisterand te veel vleis geëet of ietsie by die braai. Ek allerhande gedagtes wat deur my hart klop. En weet wat, dit gebeur net in so kort vinnige tyd. My redenasies in my kop. Toe ek weer, toe sien ek maar, dis weg, ek het daai oomblik gemis. Sien, maar die Here wil hê ek en jy moet doen is dat ek daai geloof, daai skuld van geloof sal optel. Dat ek myself nie uit dinge wat die Here wil doen, sal uitredeneer nie. Ons is gaan 'n tyd in, en ek wil dit regtig profeties vanoggend sê, wat die Here homself gaan kom openbaar. En hy gaan vir ons dinge laat sien en beleef, wat dalk vreemd vir jou gaan voel. Maar jy gaan weet in jou hart, dis hy. Maar jy gaan moet waak, dat jy die dinge nie so uitredeneer, dat jy jouself uitpraat uit dit wat hy wil doen nie. Dis dan wanneer jy in geloof dit doen, want dit is nie jy nie, dit is nie jou werke nie. En om dan gehoorsaam te wees en te beweeg in dit wat hy wil hê moet gebeur. Laaste ding wat ek wil deel rondom hierdie, en dan gaan ons vanoggend ook nagmaal gebruik. Ek weet nie hoekom dit is nie, afgelope klompie weke. Het die Here mense my pad langs gebring, of mense my paadjie laat kruis. En is mense wat oralster wat seer gekry het. Seer gekry het in kerke. Seer gekry het in bediening. Wat houe gevat het. Daar was verwagtings gewees dat sekere dinge op 'n sekere manier gaan werk en dat het toe nie gewerk nie en dat dit nie so gebeur nie. En Etienne, bring jou skuld. En Etienne kan met besigheid staan sommer net daar. Het hy 'n verwagting gehad, die geloof was daar. Of dit was presies waar dit ook al was. Want jy sien partykeer, jy het in geloof, jy het reg beweeg. Ander ouens het nie. Wat ander mense doen, impakteer jou lewe. En die vyand, dit wat hulle doen, die vyand sit agter dit. Die Here Etienne roep en hy het 'n ding wat hy moet doen vir die Here en hy's betrokke en hy werk en hy's betrokke in die gemeente en ouens doen en dalk besluit die gemeenteraad, weet wat, ons hou nie van wat jy doen nie, die rigting wat jy nou beweeg en die vyand wil nie hê dit moet gebeur nie. Nou kom hulle met kritiek
en val hom aan en sê, hoor hierso Etienne, ons gaan jou maar uithaal uit daai pos uit. Ons wil nie hê jy moet in daai posisie wees nie. En wat gebeur is, dan sak daai geloof en die vuurige pile tref. En weet wat, as gevolg van die seer kry, die trauma wat ons beleef, die teleurstellings wat ons het, sak my geloof. En wanneer my geloof sak, weet wat, dan begin ons alles te bevraagteken wat die Here, ek bevraagteken, soos of my borswapen van geregtigheid, ek twyfel in my stand in die Here. Ek twyfel oor wie ek is in die Here. Ek twyfel in my roeping. Ek twyfel in dit wat ek gedoen het. Ek twyfel van die gawes wat die Here vir my gegee het en ek werk nie. Nou vloei ek nie meer in die gawes nie. Ek vloei nie meer in my roeping nie. Ek beweeg nie meer in gehoorsaamheid nie. Inteendeel, ek onttrek nou. Die Here het my seker nooit geroep nie. Hoe dit ook al sê, ons sak en ons kry seer, ons het pyn, ons het trauma en dan onttrek ons. En die vyand het jou lam gelê. Hy het die liggaam beroof van die gawes wat die Here deur jou laat werk. En ons onttrek en ons kom op 'n plek wat ek gaan sit. En daar kom twyfel in en daar kom ongeloof. Ja, dit is my hartseer. Die mense sê almal vir my, ek hou vas nog aan die Here. Maar daar het iets gebeur. Hulle het onttrek. Mense, die wapen, die skuld is 'n wapen wat die Here vir my en jou ook gee. En weet wat ek ontdek, en vir my die hartseer is, Rick Joyner het, in 'n paar van sy boeke het hy 'n ding geskryf. En Rick Joyner het gesê, the Christian army is the only army that kills its own wounded. Wil dit weer sê, the Christian army is the only army that kills its own wounded. En hoe baie van die mense wat ek mee gesit het seer. Maar hulle sit alleen. Ons nie alleen nie, die Here is nog by hulle. Maar daai pyn sit daar, hulle het onttrek. En weet wat's kosbaar? Ek en jy het deel van ons wapenrusting en ek het net besef, dis ons skild van geloof is ook soos 'n wapen. Maar weet wat sê Galasiërs? Hy sê as iemand, wat dit sê? Galasiërs 6 kry. Hy sê Galasiërs 6 vers 1. Hy sê broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reghelp in die gees van sakmoedigheid, maar terwyl julle ook op julleself let, dat julle ook nie versoek word nie, maar dra mekaar se laste en vervul so die wet van die Here. Hy sê as jy sien, daai woord in die Grieks beteken as jy sien iemand het geval, iemand het gesondig. Hulle gebruik verskillende woorde in vertaling. Maar in die Grieks beteken ook he fell by the wayside. Hy het gestruikel, hy het geval. Weet wat? Die Here kom, ek en jy kan kom en deur ons geloof pyle help afwend en weer sy help dat hy sy skuld optel. Ek en jy kan help ons geloof kom sit en hom help. Want jy sien, die Here het nie hoop verloor in Etienne nie. Die Here het nie geloof verloor in Etienne nie. Die Here het nie opgegee op Etienne nie. Mense het op hom opgegee. Die vyand het dit reg gekry, dat ons seer kry in verhoudings, seer kry in kerke, en ons onttrek, maar wat ek eintlik doen is, wanneer ek onttrek, ek het nog die Here, maar ek het onttrek, daar's 'n stuk van my hele wapenrusting wat neergelê het, en ek doen nie dit wat die Here
Hy gesê het, ek beroof die liggaam van Christus van dit wat die Here in my gedeponeer het en deur my en jou wil werk. En ek wil jou aanmoedig. Deel van hierdie gemeente se roeping van die begin was, is dat mense gaan inkom, maar hulle gaan hier genees word en hulle gaan weer weggaan. Van julle het al nie eens, party van julle sal nie eens weet wie dit was wat al ingekom het en uitgegaan het. Maar ek weet baie van hulle wie hulle is, want ek het baie met hulle gesit. Hulle het seer gekry in bediening en die Here het hulle hier genees en het weer voortgegaan en aangegaan. Ek en jy het 'n kosbare wapen wat ons teen die vyand te gebruik. En dit is om in geloof te sien in ander wat die Here in hulle sien. En in geloof sulke mense by die hand te vat en hulle op te tel en hulle te bedien met dit wat die Here in ons wees Jesus vir hulle. As jy bekleed is met die wapenrusting, wees dan Jesus in mense se lewens wat hom nodig het. Dankie julle. Dit is nog baie goed wat ek eintlik wil sê en deel. Ek wil vanoggend, as jy langs die pad seer gekry het, as jy vanoggend hier sit en dalk het jy misgevat. Dalk het jy 'n verwagting gehad dat jy gedink het dis hoe die Here dit moet doen of dis hoe die Here moet werk. En dit het net nie so gebeur en hy teleurstelling het daar ongeloof en twyfel in jou hart ingekom. Wanneer gaan ons nou bedien met nagmaal? Of Tim sê Fanie gaan praat. Maar dankie vir die voorbereiding. Vanoggend as ons nagmaal gebruik, wil ek jou uitdaag. Wil jy nie vanoggend sê, Here, ek het seer gekry. Daar het teleurstelling gekom. En die vanoggend sê, want jy sien met die teleurstelling begin ons die Here te bevraagteken. Dan bevraagteken ons sy beloftes, ons bevraagteken sy woord. Ons bevraagteken wat hy gesê het. En as jy gekom het op die plek wat jy seer het, teleurgesteld is, 'n verwagting gehad het en dit nie gebeur nie, en jy sit vanoggend op daai plek wat jy die Here al bevraagteken, wil jy nie vanoggend as ons saam nagmaal gaan gebruik vir die Here sê, Here, maak my heel vanoggend. Sien, my geloof is in hom. Want geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. 'n Bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Die hoop is nie wensdenkery nie. Ek wens dit sal gebeur nie. Nee, die hoop kom van hom af. Hebreërs 15:13 sê die Here en hy sê, hy wie die mag het, is hy wat vir ons die hoop gee. Laat toe dat die Here vanoggend in jou hart kom werk. En jy vanoggend net oorgee aan hom. As ek gesê het, geloof is om in hom te rus, to surrender. Wil jy nie vanoggend oorgee in sy hand nie. Vader, ek bid dit vanoggend. Elkeen wat na hierdie boodskap ook geluister het aanlyn, in ons harte sal kom werk. En dat U sal kom heel maak. Here, U wat sê in Romeine 15 vers 13, en ek bid dit vanoggend vir elkeen, en mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word.
deur die krag van die Heilige Gees. Ek bid Here, kom gee nuwe hoop aan mense se harte. Waar mense teleurgesteld was en hoop verloor het. Hulle is nie ongelowig, hulle het nie ongelowiges geword dat hulle glad nie hier vertrou. Here, daar's soveel, as jy met hulle praat, dan sê hulle maar, ek glo nog die Here is daar. Ek bid Here dat U nie net, dat hulle so bewustheid van U teenwoordigheid in hulle lewens sal hê, Here, dat U nuwe hoop in hulle binneste sal kom plaas. Vra vanoggend, Here, waar ons net aan die tafel gaan sit. Ons die nagmaal gaan gebruik. En ons vanoggend sê, Here, dankie dat ons kan herdenk dit wat U vir ons gedoen het. Die liggaam wat vir ons gebreek is, die bloed wat vir ons gevloei het. Ek bid dat U Uself net opnuut aan ons sal kom openbaar. Ek bid Here dat U vanoggend, wanneer ons hierdie nagmaal gebruik, heling in harte sal bring. Here, heling, dat die denke sal kom vernuwe. En ek dank U vir heelmaking. Dankie vir genesing en herstel. Dankie vir oggend, dat soos hulle nagmaal gebruik, dat U vir oggend genees. Fisies, psigies, emosioneel, geestelik, elke faset vir oggend. Dat die heelmaking deur ons sal vloei. En ons dankie Here. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Ons prys U vanoggend. Dankie Vader, dankie Jesus. Dat U bereid was om te kom. Ek wil U nooi vanoggend te kom. En voor te kom, neem 'n broodjie. Gebruik hierdie nagmaal en dink weer aan dit wat hy vir jou gedoen het, wat hy vir jou bereik het. Ek wil jy uitnooi voor beide kante sy nagmaal. Kom neem, gebruik dit saam. As jy voel jy wil net saam met iemand gaan bid of iemand bedien, doen dit ook asseblief. Amen.